Vandag se episode word aan ons vertel by monde van meneer Sybrand Botha van Oudefontein Laerskool. Ek het nou al lank genoeg onderwys gegee om te weet dat 'n stil kind nie noodwendig 'n onskuldige kind is nie. Dis eintlik die stilstes wat die moeilikheid bring, want hulle dink voordat hulle doen. En dis 'n gevaarlike eienskap in 'n tienerseun. LB Joubert was so 'n kind. Hy was nie die tipe wat rondgehardloop en rondgespring het en dan in trane uitgebars het as hy val nie. Hy was die tipe wat een keer val, die wond bestudeer en daarna 'n heel ander roete kies. Stil, planmatig, met 'n gesigsuitdrukking wat niks verklap het nie. Dit was Vrydagmiddag en het begin met die vrye uur. Vrydag na 12 uur het ek die klas 'n vrye uur gegee. Nie as beloning nie, maar omdat ek 'n stapel opstelle gehad het wat ek in vrede wou nasien. En ek het uitgevind dat kinders wat buite besig is, kinders is wat nie lastige vrae oorkant jou staan en vra nie. Die reëls was eenvoudig. Bly op die skoolterrein, moenie rusie maak nie en raak nie aan die skoolhoof se tuin nie. Ek het die laaste reël bygevoeg na die insident met die kweperbome. Daai middag het ek agter my lesenaar gesit. Die opstelle voor my. My pen gereed. Toe Frik van die kerk, prefek en effe ouer as die res, en 'n seun wat glo dit was sy lewenstaak om gesag te verteenwoordig, my klaskamer binne gekom het. Sy gesig vol van wat gelyk het na 'n gewigtige saak. Meneer, sê hy, LD is in die skoolhoof se tuin. Ek het verbaas gevra, nou wat doen hy daar? Hy sê, hy meet. Meet wat? Frik het sy skouers gelig op 'n manier wat beteken het, ek weet nie. En ek dink ook nie dit maak saak nie. Want daar is waarskynlik 'n reël gebreek. En dit het Frik altyd opgewonde gemaak, as iemand 'n reël breek. Ek het my pen neergesit. Buite was dit die soort middaghitte wat ons wat die Klein Karoo ken, maar nie waardeer nie, en beslis nie weer vir tuin maak nie. Die hoof se tuin grens aan die ooste kant van die skoolgebou, agter 'n lae klipmuurtjie. Die skoolhoof was meneer van der Vyver. Die kinders het hom agter sy rug ou Bok genoem. En hy het dit self aangeplant. Tomaties, 'n ry suikerbeet en 2 kweperboompies aan die sykante. Hy was trots daarop. Sy enigste kwesbaarheid, sou 'n mens kon sê. LD staan langs die langste ry tomaties met 'n stuk tou in sy hand. Hy het dit oor die grond uitgelê en staan nou en tel die knope wat hy met gelyke tussenboses daarin gesit het. Eenkant op die grond lê 'n stukkie bordkruit en 'n klein swart bordjie met syfers daarop. LD, sê ek. Hy kyk op met die gesig van iemand wat onderbreek word. Meneer, sê hy. Wat doen jy in die hoof se tuin? Hy kyk na die tou en toe terug na my.
Ek meet hoe die tomaties groei, meneer. Ek het 'n stelsel uitgewerk. As jy die tussenspasie van die wortels meet teen die bokant se hoogte, dan kan jy bereken hoeveel die plant die volgende week gaan groei. Ek staan 'n oomblik lank. En waar het jy hierdie stelsel geleer? Ek het dit self uitgedink, meneer. En het jy toestemming gevra om in meneer van der Vyver se tuin te wees? Hy het effe gehuiwer, net 'n sekonde of so. Ek het gedink die reël is net om nie iets te breek of af te pluk nie, meneer. Ek het niks gepluk nie, net gemeet. Frik staan agter my en ek kan hoor hoe hy sy asem inhou van opgewondenheid. Dit was tegnies waar. Die reël was, moenie aan die tuin raak nie. Hy het die grond gemeet, nie aan die plante geraak nie. Maar die gees van die reël, nou ja, dit was 'n ander saak. Ek het hom gevat na meneer van der Vyver se kantoor. Die skoolhoof was 'n man met 'n dun snor en 'n neiging om dinge ernstig op te neem, wat nie ernstig opgeneem hoef te word nie, en om dinge wat werklik ernstig is, te vermy. Hy het na LD gekyk oor die rand van sy bril. So, jy wil my tuin meet? Ja, meneer. Sonder toestemming. Ek het gedink. Jy het gedink, ja. Meneer van der Vyver het sy hande gevou. Goed, het die hoof gesê, sonder om LD 'n kans te gee om te verduidelik. Saterdagoggend, 10:00. Jy kan die skoolterrein se gras op jou hande en knieë kom meet vir onkruid. LD het niks gesê nie. Hy het net geknik. Op pad uit die kantoor het Frik vir hom gesê, as jy jou bok gevra het vir 'n kans om te verduidelik, dan was dit dalk anders. LD het hom aangekyk. Het jy al ooit iets gevra waarvan jy geweet het die antwoord sou nee wees? Frik het nie geantwoord nie. Saterdagoggende was rugbyoefeninge en allerhande aktiwiteite by die skool. Ek het gevra om die toesighoudende onderwyser te wees. Ek was nie verplig nie, maar ek het tog gevoel ek het die seun dalk in hierdie ding ingebring. En die minste wat ek kon doen, was om te sorg, hy is nie alleen met die onkruid besigheid nie. LD het begin werk sonder om te kla. Op sy hande en knieë, net soos die hoof gesê het. Toe ek oor kan die veld kyk, sien ek meneer van der Vyver daar staan by die biblioteek. Hy het ingenome gestaan en kyk na waar LD op sy knieë die onkruid uittrek. Toe hy my sien, draai hy om en stap vinnig weg. Na so 20 minute het LD opgekyk en vir my gevra, meneer, hoekom groei onkruid beter as tomaties? Omdat onkruid nie gemeet word nie, sê ek, sonder om regtig te dink. Hy het 'n rukkie stil gebly. Toe sê hy, dink meneer dit maak saak of iemand regtig verstaan hoekom hy gestraf word? Ek het hom gevra wat hy bedoel. Ek verstaan die straf, meneer, maar ek verstaan nie wat ek verkeerd gedoen het nie. Ek het niks stikkend gemaak nie. Ek het nie aan die groente geraak nie. Ek wou net sien of my stelsel werk. Ek het lank na hom gekyk. Hierdie tienerseun, op hande en knieë, in die Saterdagoggendson, met modder op sy knieë, en 'n volkome ernstige gesig.
Jy het sonder toestemming iemand anders se plek betree, sê ek. Ja, meneer. Dit is hoekom jy hier is. Ja, meneer. Maar, het my stelsel gewerk, meneer? Het meneer gekyk? Ek het nie geantwoord nie. Die waarheid was, ek het gekyk. Op pad terug van die kantoor af, het ek na die swart bordjie met die syfers gekyk wat hy agtergelaat het. En ek het later, in my eie tyd, toe niemand kyk nie, die metings nagegaan, teen dit wat ek self outomaties geweet het. Die kind was nie ver verkeerd nie. Maar, dit was nie iets wat 'n onderwyser op 'n Saterdagoggend aan 'n gestrafte kind sê nie. Hy het aangegaan om te werk, sonder om verder te praat. Teen 12:00 was die terrein skoon. Ek het sy naam in die boek geskryf as afgehandeld. En hy het sy hande aan sy broek afgevee en geloop. Toe hy by die hek uitstap, het hy omgedraai. Meneer, sê hy, die kweperbome aan die sykant van meneer van der Vyver se tuin, hulle kry nie genoeg skade weer nie. Dit gaan hulle seermaak hierdie somer. Toe loop hy. Ek het in Oktober, toe die eerste hittegolf kom, na daardie kweperbome gekyk. Albei kweperbome het gelei, maar die een aan die kant, sonder skaduwee, was erger. Sy blare het swart geword van die son. Meneer van der Vyver het dit gesien en sy kop geskud. Hierdie Karoo hitte, sê hy. Mens kan dit nie voorspel nie. Ek het niks gesê nie. Maar ek het geweet. Oom Eldie se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.